Dis lekker om julle almal weer hier te sien. En dis die beste plek om te wees op 'n Sondagoggend, dink ek. Is hierso saam met mekaar, saam met die woord van die Here. Kom ons sit net so en ons vertrou die Here om ons te seën vanmôre uit sy woord. Here, dankie dat ons vanmôre onder die geklank van u woord kan sit. Elkeen van ons is student van u woord, 'n gewillige disipel. Ons wil u volg, Here, ons wil u leer ken soos wat u regtig is. Nie die verdraaide en verwronge beeld wat Satan wil hê ons moet sien van u nie, maar wie u werklik is, Here. En dis alleen deur na u woord te kyk en na u troon toe te kom dat ons u kan leer ken en 'n pad met u te kan stap, Here, dat ons sien wie u is en hoe u hart is. En vanmôre kom ons as 'n gemeente voor u en ons kom bid vir elke een ook wat u nodig het, Here. Ons dink aan Irene en Jan en Jeanette. Here, daar's ander mense in ons gemeente wat ook nou siek is met griep en wat u aanraking nodig het, Here. Vir elke een. U weet van elke behoefte, elke probleem. Ons bid dat u vir elkeen sal kom onderneem soos wat net u kan. En ons vertrou u nou, Here, dat u ons sal seën uit u woord en dat u ons harte sal voorberei. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Verlede week het ons gekyk na die tweede gedeelte van die profesie van Sefanja. En ons het gesien dat God die nasies gebruik om sy heilige plan en sy wil uit te voer. En wat was die fokus wat ons gesien het? Is die plan van God, die koningskap van ons Here Jesus vir ewig op sy heerlike troon. Niks anders nie. Dis die fokuspunt van alles wat in die Bybel gebeur en die hele geskiedenis van God met sy mense. Vandag gaan ons voort na die derde gedeelte van hierdie kort profesie, die laaste gedeelte. Die opskrif van ons Afrikaanse Bybels is die oordeel oor Jerusalem. In die King James, Judgment on Jerusalem and the Nations. David Guzik fokus effens uit 'n ander hoek en hy gee aan hierdie gedeelte die opskrif The Lord rejoices over the restoration of his people. En een van sy boodskappe wat hy gebring het, David Guzik, oor hierdie gedeelte is getiteld God's Song over his people, en dan vra hy die vraag, what makes God sing? En dis dan ook die tema van ons boodskap vandag. Wat laat God sing van blydskap? Wat laat hom sing? So kom ons val weg en ons gaan kyk na hierdie hoofstuk. En in die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk skep God deur sy profeet Sefanja hierdie sterk kontras tussen homself as 'n regverdige en 'n heilige God en Jerusalem die bose stad. Nou ons het hierdie kontraste al gesien by van die ander profete ook. Dit is 'n baie bekende profetiese manier om kontraste te skep tussen boosheid en heiligheid. Sefanja begin by Jerusalem die bose stad. So julle wat 'n Bybel by julle het, kan saam met my blaai na Sefanja en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 4, hoofstuk 3. Wee die opstandige, die besoedelde, die verdrukkende stad. Dit luister na geen stem nie. Dit neem geen tugtiging aan nie. Op die Here vertrou dit nie. En tot sy God kom dit nie nader nie. Sy vorste binne hom is brullende leeu's. Sy regters is aandwolwe wat niks vir die môre oorlaat nie. Sy profete is ligsinnig, trouelose manne. Sy priesters verontreinig wat heilig is. Hulle verkrag die wet. Guzik sê, die manier waarop Sefanja 2 geëindig het, kan 'n mens laat dink dat hierdie onderdrukkende stad waarvan hy nou praat, dalk die stad Ninive is. Maar uit die verwysings na haar profete, haar priesters, die heiligdom en die wet, sien ons dat hierdie onderdrukkende stad was eintlik Jerusalem, die stad van God. Hy gaan dan voort en hy herhaal, hy sê, hulle het nie, hulle het nie, hulle het nie. Deur hierdie woorde 4 keer te herhaal, gee die profeet vir ons die wortels van Jerusalem se sonde. Hulle het nie sy stem gehoorsaam nie. God het na sy mense geroep, hulle het nie geluister nie. As daar enige stem is wat die skape moet gehoorsaam, is dit die stem van die herder, maar hulle het nie.
Tweedens, hulle het nie sy tugtiging aangeneem nie. Tugtiging van God se kant af het gekom, maar hulle het dit nie as tugtiging van die Here gesien nie. Hulle het dit afgemaak as net 'n slegte tyd of moeilike omstandighede, maar op God se tugtiging het hulle nie ag geslaan nie. Derdens het hulle nie die Here vertrou nie. God het nooit vir Jerusalem 'n rede gegee, sê hy, om hom te wantrou nie. Hy het hom nooit as ontrou of as ontroubaar bewys nie. Tog het hulle hom nie vertrou nie. Hulle het nie tot God genader nie in die 4de plek. Die ergste oortreding word vir laaste gespaar. God het verlang na 'n verhouding met sy volk, maar hulle het hom verwerp en hulle eie pad gevolg en hulle het doelbewus nie tot hom genader nie. Vanaf vers 5 tot 7 kontrasteer Sefanja dan die onheilige Jerusalem met die regverdigheid van God. En hoor hoe beskryf hy God se regverdigheid in vers 5. Die Here is regverdig binne in hom. Hy doen geen onreg nie. Elke môre laat hy sy reg aan die lig kom. Dit ontbreek nooit nie. Maar die kwaaddoener ken geen skaamte nie. Ek het nasies uitgerooi. Hulle hoekvestings is vernietig, sê God. Hulle strate het ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie. Hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner is nie. Ek het gesê, mag jy maar my vrees, tugtiging aanneem, dan sou sy woonplek nie uitgeroei word nie plaasvind alles wat ek teen hom bestel het nie. Nogtans het hulle met ywer al hulle handeling bederwe. Vriende, God was met hulle regverdig. God het hulle liefgehad. God het hulle gelei en hulle het aanhou ongehoorsaam wees. En uiteindelik plaas hulle self aan die verkeerde kant van God en hy het geen ander toedoen as om hulle te straf nie. In die tweede deel van hierdie gedeelte is daar weer, soos wat ons altyd in die profete sien, die beloftes van herstel. Vanaf vers 8 tot 13 beskryf Sefanja die oordeel oor Jerusalem sowel as die nasies. Vers 8, daarom verwag my, spreek die Here, op die dag wat ek my gereed maak vir die byt, want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort. Al die gloed van my toorn, want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. Dan kom God se genade weer oor die nasies sowel as oor Jerusalem. En hy gee eers sy genade oor die nasies. Die opskrif in die King James van hierdie paar verse is the conversion of the nations. Want dan sal ek aan die volke 'n rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Oor kan die riviere van kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. En dan ook die beloftes dat hy sy volk weer sal herstel. 11, 12 en 13. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al die dade waarmee jy teen my oortree het nie, want dan sal ek uit jou midde wegruim die wat in jou ootmoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige en 'n geringe volk wat by die naam van die Here skuilings soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik nie. Nou vriende, ons weet uit die aard van hierdie beloftes dat dit eers vervul sal word in die 1000 jaar van vrede, wanneer God die nasie sal herstel en dat hy sy volk ook sal herstel. Vanaf vers 14 tot 20 sien ons hoe dat God jubel oor sy volk. Nou natuurlik nie nou of in die verlede, terwyl hulle hom so seer gemaak het nie, maar daar kom 'n dag wanneer God gaan jubel in sy volk. Die opskrif in die King James, Israel's joy and restoration. Sefanja 3 vers 14 tot 20, die laaste paar verse van hierdie hoofstuk, en dan kan ons hom begin saamvat en van toepassing maak ook op my en jou dag. Jubel, sê vers 14, o Sion, o dogter van Sion, juig o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter
van Jerusalem. Nou vriende, jubel in die Hebreëus is ook sing. Sing, o dogter van Sion, juig, o Israel, verheug jou en sing van ganser harte, o dogter van Jerusalem. Die Here het jou oordeele opgehef, jou vyande weggeveeg. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal in Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion. Laat jou hande nie slap hang nie. Die Here is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Hy juig oor jou met gesing. Die wat bedroef is ver weg van die fees. Die wat bedroef is ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel. En die wat kreupel is, sal ek red. En die wat verjaag is, versamel. En ek sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. En in die tyd sal ek julle aanbring. Ja, in die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here. Sing, o dogter van Sion. God sê, hy sal hulle uiteindelik red en hulle sal sing voor die Here, want hy is in hulle midde. Die Here is in hulle midde met krag om te red. Sy vreugde is in hulle. Hy gee aan hulle rus in sy liefde en hy sing oor hulle. Spurgeon skryf oor hierdie, hy sing oor sy volk die volgende. Hy sê, ons dink miskien nie, hier is Guzik, ons dink miskien nie dikwels aan sing nie, maar God wel. En hy sing oor sy volk. So groot is die vreugde en blydskap wat ons aan die Here gee, dat hy sing oor ons. Spurgeon sê, dink hieraan, die groot God van die hemel wat sing. Kan jy jou dit voorstel? Is dit moontlik om te dink dat die Godheid in 'n lied uitbars? Dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees saam sing oor die verlostes? Hy is so gelukkig in die liefde wat hy vir sy volk het, dat hy die ewige stilte verbreek, die son en die maan en die sterre met verbasing hoor, dat God van vreugde sing. Spurgeon skryf dan verder, as God sing, sal ons dan nie sing nie? God het nie gesing toe hy die wêreld gemaak het nie. Nie, hy het eenvoudig daarna gekyk en gesê dat dit goed was. Die engele het gesing, die seuns van God het van vreugde gesing, die skepping was vir hulle te wonderlik, maar vir God was dit nie veel nie. Hy kon duisende wêrelde gemaak het deur dit bloot te spreek. Die skepping kon hom nie laat sing nie. Maar toe alles klaar was en die Here gesien het wat daarvan geword het in die verlossing van sy verlostes, toe het hy gesing. Hy sê, ons hoef nie te vrees nie, Spurgeon. Ons moenie laat ons hande swak word nie, want as God sing, kan ons ook sing. Vriende, die profesie van Sefanja is 'n herhaling van temas wat ons in baie van die ander profesieë al gesien het. Die ongehoorsame volk van God, die goddelose nasies rondom hulle, God wat waarsku en vir sy volk sê, julle moet julle bekeer, en dan sy oordeel met beloftes van herstel. In die meeste van die gevalle word hierdie profesie aan ons gegee in twee kontekste. Die konteks van die nabye toekoms en die konteks van die verre toekoms, soos ek al so baie vir julle gesê het. Sefanja profeteer en sy profesie is van toepassing op die mense van sy dag, die onmiddellike wegvoering van die Babiloniese ballingskap wat voor hulle deur lê en die terugkeer na Jerusalem wanneer God hulle herstel en dan ook in die verre toekoms wanneer God sy volk sal dissiplineer tydens die 7 jaar verdrukking en hulle weer herstel en wanneer hy dan die goddelose nasies vernietig. Dis nie 'n moeilike profesie om te verstaan nie. Mens moet verstaan waarmee is Sefanja hier besig. Maar vriende,
onderliggend aan hierdie profesie is 'n baie groot geestelike waarheid. In hierdie laaste gedeelte van Sefanja sien ons wat God se hart breek en wat God laat sing. Wat breek hom? En ek bedoel nou nie God kan gebreek word nie, ek bedoel sy hart breek van hartseer. En wat laat hom sing? En in hierdie gedeelte sien ons ook die wonderlike waarheid dat ons God 'n lewende persoon is, want net 'n lewende persoon kan oor hierdie eienskappe beskik. Net 'n lewende persoon se hart kan gebreek word en net 'n lewende persoon kan of huil van hartseer of sing van vreugde. Net 'n lewende persoon. Nie 'n krag nie, nie 'n mag nie, nie 'n beeld nie, nie 'n dier nie. Daar's soveel volke en nasies wat 'n God aanbid wat in wese eintlik maar net 'n mag is, 'n krag, woudgeeste en berggeeste en watergeeste. So baie van hulle buig voor beelde of aanbid diere of hemelliggame. Die vreemde diergode van die Hindoes byvoorbeeld. Wie van julle het al gesien hoe lyk die Hindoese gode? Dis die snaakste goedjies wat hulle aanbid. Klein snaakse aapgoedjies en olifantgoedjies en dis die snaakste diertjies. En dit is hartseer om te sien. Ekskuus tog om te sien dat hulle diere aanbid en dink dat dit hulle God kan wees. Maar ons God is 'n lewende persoon net soos ons, wat al die emosies beleef, hartseer, vreugde, die volle spektrum van die emosies wat ons altyd beleef. En daar's dinge wat sy hart breek en daar's dinge wat hom laat sing. Die dinge wat God se hart breek, gee Sefanja vir ons in vers 2, wanneer hy die optrede van Jerusalem openbaar. Sefanja 3 vers 2. En hy skryf hier oor Jerusalem. Dit luister na geen stem nie. Dit neem geen tugtiging aan nie. Op die Here vertrou dit nie. En tot sy God kom dit nie nader nie. 4 dinge wat God se hart breek, vriende. Eerstens, hulle het nie na sy stem geluister nie en hom daarom nie gehoorsaam nie. Dit is disrespek. Hulle het nie tugtiging aangeneem in die tweede plek en hulle nie bekeer nie. Dit is rebellie. Opstand. Derdens, hulle het God nie vertrou nie. Dit noem ons wantroue. En vierdens, hulle het nie tot God genader nie. Dit is sondige onafhanklikheid. Nou vriende, hierdie 4 dinge, disrespek, rebellie, wantroue en onafhanklikheid, noem ek die 4 tentakels van hoogmoed. Die 4 tentakels van hoogmoed. En dis interessant vir my, dat dit presies is, wat Satan gedoen het, toe hy, lang voor die skepping, van hierdie wêreld waarin ek en jy lewe, teen God in opstand gekom het. Eerstens, Satan het disrespekvol teenoor God geword. Tweedens, het hy gerebelleer teen die gesag van God. Derdens, het hy God gewantrou. En vierdens, hy wou onafhanklik wees van God se gesag. Hierdie is ook presies hoe Satan vir Eva versoek het. Hy het haar versoek om God te wantrou. Dit het haar gelei na die begeerte tot sondige onafhanklikheid, wat weer gelei het tot rebellie, wat weer gelei het tot die uiterste disrespek teenoor God, naamlik ongehoorsaamheid. Kom ons kyk na hulle een vir een. Hoe verloop hierdie proses?
Dit begin gewoonlik by 'n wantroue van God. Die bevraagteken van God se karakter. Satan kom by Eva in die tuin en hy sê vir haar, het God gesê? Vraagteken. Kan God regtig voorsien? Het God julle beste belang in gedagte hier? Is God nie maar eintlik net nog 'n selfgesentreerde en selfsugtige persoon wat sy eie belange dien nie? Hoe kan 'n God van liefde dit of dat toelaat? Kan jy sien hoe begin hierdie proses? Al wat Satan moet doen, is om in ons lewens en in die lewens van ons kinders saadjies van wantroue te begin saai deur vraagtekens te plaas agter die karakter en die motiewe van God. En dis een van die dinge waarmee hy konstant besig is. Die verspreiding van disinformasie aangaande die karakter van God. Die aanval van God se karakter, die afbreek van God se karakter. Dit is wat hy doen, dis waar hy begin. Hoekom? Want hy wil hê ons moet God wantrou. Dis die eerste stap. En dis nie moeilik om mense te kry om God te wantrou nie. Dit lei na vrees. Vrees dat ek gaan uitmis. Vrees dat God iets van my gaan weerhou. Vrees dat God nie my beste belang in gedagte het nie. Vrees dat God my gaan vuil of my gesin gaan vuil. En dit lei weer na 'n begeerte om onafhanklik te word, om my eie ding te doen en om te verseker dat ek nie uitmis nie, dat ek nie seer kry nie, dat my gesin nie seer kry nie, om in beheer te wees, met ander woorde. Ek weet mos die beste vir myself. Ek weet mos die beste wat is die beste vir my. En dit lei na openlike rebellie, want omdat ek God nou uit my lewe moet uitverf, moet ek nou die houding van 'n rebel begin inneem, want as God nie absoluut betroubaar is nie, dan sal ek dit hanteer op my manier. En dit word dan die disrespekvolle, opstandige ongehoorsaamheid wat die lewe van die sondaar kenmerk. Ek sal nie na God luister nie. Ek sal dronk word wanneer en waar ek wil. Ek sal losbandig lewe soos ek wil, waar ek wil. Ek sal skinder en oneerlik wees by die werk. Ek sal ander mense in die rug steek. Ek sal stories aandra, want ek wil daai pos hê, want ek vertrou nie dat God dit vir my sal gee nie. Ek sal dit op my manier kry. Enigiets, net om seker te maak dat ek okay is, dat ek gelukkig is, dat ek genot ervaar en dat ek kan kry wat ek wil hê, want ek wil bo uitkom en ek is nie seker of God dit vir my gaan gee soos wat ek dit sien nie. Waar het dit alles begin? 'n Wantroue in God. Dis al wat die vyand moet regkry in mense se lewens. 'n Wantroue in God se karakter, sy getrouheid, sy suiwer en heilige motiewe met ons. En dit lei tot 'n situasie waar mense God nie meer ken nie, of leer ken nie. Want indien ons God leer ken soos wat hy regtig is, kan ons nie anders as om hom te vertrou nie. En die enigste manier om iemand te leer vertrou, is om iemand te leer ken. Dit was waarom die volk van God hulle kinders moes leer. Onthou julle, julle moet julle kinders dit inskerp, wanneer julle sit, wanneer julle reis, wanneer julle opstaan. Deuteronomium 6, hulle moes hulle kinders vertel het, hoe God hulle uit Egipte land uitgebring het, hoe die Pasga begin het, hoe God hulle deur die woestyn gevat het en vir hulle gesorg het vir 40 jaar, hoe hy hulle gedra het soos 'n man sy seun dra, sodat hulle God kon leer ken,
as die enigste ware God op wie hulle regtig kan vertrou. En baie van die ouers in God se volk het dit wel gedoen. Daniël se ouers het dit verseker gedoen. Sy 3 vriende se ouers het dit ook verseker gedoen, anders sou hulle nie voor Nebukadneser kon staan nie. Maar helaas, die meeste van die volk van God se ouers het nie hulle kinders na God toe gebring en hulle vertel wie hy is en hulle aangemoedig om hom te leer ken en tyd te spandeer saam met hom en 'n pad met hom te stap en te getuig uit hulle eie lewens hoe getrou God was tot op daardie stadium in hulle lewe sodat die kinders God kan leer ken en leer vertrou nie. Dis die rede waarom die sielevyand enigiets in sy vermoë doen om ons en ons kinders weg te kry van die Here af. Om kinders weg te kry van God af. Hy hou die mens in hierdie moderne tyd besig met alles, behalwe om God beter te leer ken. Behalwe om tot God te nader en om te leer ken soos wat hy regtig is, sodat ons hom uit liefde en respek onvoorwaardelik kan leer vertrou. Op universiteit word God op elke moontlike manier bevraagteken en uitgeverf uit die scenario. Uit die jong student se lewe, uit die jong student se gemoed, die wetenskap het mos 'n antwoord vir alles. En die sade van wantroue word gesaai deur liberale professors en geleerde lektore en deur vriende en vriendinne op universiteit en deur Satan self. En wanneer die lewe begin druk en God reageer nie soos wat die jong student vra nie, nou ja, dan is dit mos 'n bevestiging. Ek kan God nie vertrou nie. Hierdie mense is reg. God bestaan nie. Die wetenskap het alles hier gebring. Dit is wat die wetenskap sê en ek glo dit nou. Ek aanvaar dit. En die tentakels van hoogmoed wat diep in die sondige hart van elke mens gereed lê. Daardie tentakels gryp die hart en die gemoed van daardie jong mens vas. En die res van daardie jong mens se lewe is hoogs voorspelbaar. Hoogs voorspelbaar. Hulle struikel van die een krisis na die volgende een. Van die een drama na die volgende een. Van die een groot sonde na die volgende een. En uiteindelik eindig hulle lewens in een reuse gemors. Dit breek God se hart. Dit breek God se hart wanneer mense hom nie ken nie, hom daarom nie vertrou nie, hulle daarom nie aan hom onderwerp nie, en daarom hom heeltemal disrespekteer. Hy, wat net die beste vir elke mens in gedagte het vir die ewigheid. Nie vir hierdie asemteugie tussen geboorte en graf nie. Hierdie blip op die radarskerm wat ons die lewe noem nie. Vir die biljoene jare van die ewigheid wat voorlê, het hy die beste motiewe vir elke liewe mens in gedagte. Hy wil elke een by hom hê, sodat ons die ewigheid wat biljoene en biljoene en biljoene en biljoene jare lank is, en dan nog weer biljoene jare lank is, by hom te kan hê in sy ewige koninkryk. Hy het net die beste gedagtes vir elke mens. Al wat God vra, is vertrou my. Glo my. Ek is wie ek sê ek is. Onderwerp jou aan my. Verneder jou. Hou op spartel. Los jou sonde. Kom nader, kom spandeer tyd met my. Wees afhanklik van my. Kom rus in my. Gehoorsaam my. Respekteer my. Wees heilig soos ek heilig is, sodat ons gemeenskap kan hê. Dis al wat God vra.
En dit laat hom sing van vreugde, as daar mense is wat sê, Here, hier is ek wil U leer ken. Here, al verstaan ek nie, al maak dit nie sin nie, al verstaan ek nie dit wat U nou vir my vra nie, of al verstaan ek nie waarom U nou hier genees, of ingryp, of red nie. Ek verstaan nie, Here, maar ek vertrou U, want ek het geleer dat U is betroubaar. En as U nie nou 'n antwoord gee nie, is daar 'n rede daarvoor verder af. En ek vertrou U daarvoor, want ek weet U weet wat U doen. Laat U wil geskied. Dit laat God sing. Dit laat hom sing. As mense hom regtig vertrou en hulle self aan hom onderwerp en hom in respek en liefde volg. Dit laat hom sing van vreugde. Die volk van God in die Ou Testament het selde aan God as 'n geheel hierdie vreugde gegee indien ooit. Die grootste gedeeltes van hulle geskiedenis was tye waar tydens hulle sy hart absoluut stikkend getrap het. Maar daar was altyd die oorblyfsel. In Elia se dag sê God vir Elia, daar 7000 in Israel oor wat die knie voor Baal nie gebuig het nie en hom nie gesoen het nie. 7000, net 7000. Uit al die miljoene mense wat in God se volk was op daai stadium, 7000. God sê daar 7000, net 7000, maar ek sing oor hulle, ek gaan weer oorbegin met daai 7000. Telkens begin God weer oor met die oorblyfsel. En vandag is dit steeds so, verreweg die meeste van die mense op aarde vandag, breek God se hart in stukke. Die meeste mense in sekunda breek God se hart in stukke. Elke dag. Hulle wantrou hom. En daarom doen hulle eie ding. Maar daar is in hierdie dag, soos in die Ou Testament, nog steeds die oorblyfsel. Die ware kerk, die bruid van die Here Jesus, wat min is, maar God verheug hom en hy sing oor hierdie bruid. Daarvan is ek seker, diegene wat hom waarlik vertrou, omdat hulle nader na hom gekom het en hom waarlik leer ken het, wat hulle self volkome oorgegee het aan hom, aan sy wil en sy wysheid en sy weg en sy koninkryk, en wat hom waarlik gehoorsaam. God, ek is seker daarvan, sing oor die mense van sy bruid. Jare gelede, toe God my geroep het vir sy diens, het ek hom gewantrou. Ek is eerlik, ek het vir myself gesê, nee, dominee, baie sukkel, min geld. Maar die Here het my gehelp om op 'n punt te kom waar ek hom nie meer kon weerstaan nie, en ek het gesê, Here, hier is ek. As dit dan is, laat U wil geskied. En vriende, as ek nou terugdink, hoe hol en hoe leeg so my lewe gewees het. As ek terugdink oor die afgelope 30 jaar, wat 'n reis. Soos die Engelse sê, what an experience. En hoe getrou het ek hom nie bevind nie, meer as in staat om te voorsien en te sorg vir my, meer as in staat om my te hou op die pad waarop ek moet wees, en hoe sag en hoe liefdevol en hoe vol van wysheid en hoe vol van ontferming is ons God nie. Ek is so bly, ek het nie daai tyd verder gerebelleer in my hart verhard nie. Indien jy hom vandag nog wantrou en jou eie ding doen, indien jy toegelaat het dat hoogmoed en onafhanklikheid jou hart vul, en dat daar die eisige tentakels van hoogmoed hulle om jou hart gevou het,
dan kan ek nou al vir jou sê dat jou lewe hol en leeg is. En dit gaan net erger en erger en erger word. Ek sluit af. Kom nader na hom toe. Bekeer jou. Onderwerp jou aan sy gesag, sy wysheid, sy onmeetbare liefde en geduld en barmhartigheid. Laat staan jou rebellie en jou eie wysheid. Wandel nederig met jou God. Dit sal hom laat sing en glo my, jy sal ook sing van vreugde hoe ouer jy word. Dit is nie altyd maklik om hom te volg nie, maar dit is oor en oor en oor die moeite werd. Dit is in elk geval baie makliker as 'n lewe van sonde. Met al die probleme wat daarmee gepaard gaan. Sefanja 3 sê vir ons, dit breek God se hart wanneer ons teen hom in opstand kom en ongehoorsaam is en rebelle is wat hom nie wil leer ken nie, omdat ons hom wantrou. Maar hy sing wanneer daar mense is wat na hom toe kom en sê, Here, ek wil U leer ken. Ek wil U vertrou. Ek wil my bekeer en my sonde voor U neersit. Ek wil 'n pad saam met U kom loop. Nederig wil ek wandel saam met U, want ek kan sien, U wat die hele uitspansel geskaap het, weet verseker baie beter as ek, wat is goed vir my en wat is nie goed vir my nie. Kom ons bid saam. Miskien luister iemand na hierdie boodskap later, dalk jare later. En jy is moeg gespartel. Satan het aan jou disinformasie verkoop aangaande God. En jy het nooit die moeite gedoen om self te gaan vasstel of dit waar is of nie. Jy het nooit die moeite gedoen om hom te gaan opsoek in sy woord en om te leer ken soos wat hy regtig is nie. En nou is jou lewe gemors, soos die volk van God. En indien jy nie draai nie, lê 'n ewigheid in afgryse voor vir jou. En dit breek God se hart. Wil jy nie na hom toe draai? Nader kom. Jouself voor hom verneder. Kom erken. Here, ek het U nie vertrou nie. En kom leer hom ken. Leer hom vertrou. En laat hy jou vul en seën. En saam sal julle sing vir ewig. Here, ek bid vir so 'n persoon, dat U hulle sal help om voor U te buig. Ek bid dat U ons sal help, Here, wat vanmôre in hierdie gebou sit, om altyd te onthou, Here, U weet wat U doen. Ons kan U vertrou. Ons kan rus in U. Ons wil gehoorsaam wees, Here. Ons wil U nie disrespekteer nie. Ons wil hê dat U hart moet sing, en ons wil ook sing van vreugde. Ons vra dit in Jesus se naam.